1 Samuel 15 hoor ons hoe God Saul as koning van Israel verwerp het. Maar wat nou belangrik is dat hierdie laaste tragiese deel van Saul se koningskap tot 'n einde gekom het as gevolg van Saul se ongehoorsaamheid. En dit het so gebeur. Die Here het sy profeet Samuel na Saul toe gestuur met 'n duidelike opdrag om Israel se vyand, die Amalekiete, te gaan verslaan. En daai opdrag aan Saul, so lees ons in 1 Samuel 15 vers 3, was duidelik. Gaan verslaan nou vir Amalek. Jy moet alles wat hy het om die lewe bring. Jy mag jou oor hom nie ontferm nie, en jy moet man en vrou doodmaak, kind en suigeling, bees en skaap, kameel en donkie. Nou Saul het dit toe gedoen. Hy het die Amalekiete oor 'n groot gebied verslaan. Dan lees ons in vers 8 en 9. Hy het koning Agag van Amalek lewend gevang, maar die hele volk om die lewe gebring. Saul en die manskappe het Agag gespaar, en ook die mooiste van die kleinvee en beeste, die vetstes en die lammers en alles wat mooi was. Saul hulle wou nie alles om die lewe bring. Al die vee wat swak en waardeloos was, het hulle wel van kant gemaak. En dis toe dat die Here vir Samuel gesê het, ek is bedroef daaroor dat ek Saul koning gemaak het, want hy het van my al weggedraai en nie my opdragte uitgevoer. Nou hieroor was ou Samuel so ontstel, dat die Bybel vertel dat Samuel die Here die hele nag lank om uitkoms gesmeek het. Maar die Here het gepraat, en so moes Samuel toe die volgende oggend na Saul toe gaan met 'n boodskap van die Here af. Toe hy by Saul uitkom, sê Saul ewe trots, mag die Here u seën, ek het die opdrag van die Here uitgevoer. Samuel het egter geweet, Saul het nie presies alles gedoen wat die Here hom beveel het. Saul probeer verduidelik waarom hy nie die koning van die Amalekiete en al die klein vee en die beeste van kant gemaak het, soos die Here beveel het. Maar sy verduideliking was dat hy daardie beter diere vir die Here wou kom offer. Waarop Samuel hom toe antwoord, is brandoffers en ander diereoffers net so aanneemlik vir die Here as gehoorsaamheid aan sy bevel? Nee, gehoorsaamheid is beter as offerhande. Om te luister is beter as die vet van ramme. Weerspannigheid is net so erg as die sonde van waarsêery. Eiesinnigheid net so erg as die bedrog van afgoderry. Omdat jy die woord van die Here verwerp het, het hy jou as koning verwerp. Saul het alles probeer om die saak weer reg te stel. Maar niks van wat hy gesê het kon help om gedane sake ongedaan te maak. En ons lees dan, Samuel het toe weggedraai om te loop, maar Saul het die punt van sy mantel gegryp en dit het geskeur. En toe sê Samuel vir hom, die Here het die koningskap van Israel nou van jou afgeskeur en dit gegee aan jou naaste wat beter is as jy. Ons lees dan nou in die laaste verse van 1 Samuel 15 hierdie hartseer woorde. Samuel het na Rama toe gegaan, terwyl Saul na sy huis toe in Gibea gegaan het. En tot die dag van sy dood het Samuel nie weer vir Saul gesien. Samuel het oor Saul getreur. En die Here was bedroef daaroor dat hy vir Saul koning gemaak het oor Israel. Volgende keer vertel ek wie toe in Saul se plek koning geword het.